Baie welkom by hierdie verhaal, 'n wonderlike storie van 'n kleintjie wat gebore word. Ons wil graag vra dat, soos ons saam sing, deur loop van die verhaal, julle kan bly sit. Dis eers aan die einde wat ons julle aanduiding sal gee om by die laaste 2 liedere op te staan. Die profeet Jesaja skryf, Jesaja 9, vers 1 tot 6. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in die teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaatskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit, en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Soos verwag, het Jesus Christus, Seun van God, gekom op Kersfeesnag. O sing die engele koor, al bring aan God die eer. Vir ons het God sy Seun gestuur, niks kan sy liefde keer. Ons sal leef in ewigheid, omdat ons glo in hom. Maar herders wag gou in die nag, sien hul 'n nuwe ster. Hoor 'n engelekoor wat sing, musiek wat kom van ver. Hoor sing die engelekoor, al bring aan God die eer. Vir ons het God sy Seun gestuur, niks kan sy liefde keer. Hoor nou hoe die engele sing, ons koning het gekom. En ons sal leef in ewigheid, omdat ons glo in hom. Hoor sing die engele koor, al bring aan God die eer. Vir ons het God sy Seun gestuur, niks kan sy liefde keer.
vryheid, omdat ons glo in hom. Wonderbare Raadsman, regtige God, ewige Vader, die vrede vorm, Immanuel, God met ons, Immanuel. God met ons. Want so lief het God die wêreld, hy het sy seun aan ons gegee, sodat die wat nou in hom glo, leef tot in ewigheid. Wonderbare Raadsman, magtige God, ewige Vader, Immanuel, God met ons, Immanuel, God met ons, Immanuel. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die nageslag van Dawid. Die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: Geseënd is jy, Maria. Shalom. Jy het guns gevind in die beeld van God in sy oë. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: Maria, moenie vrees nie. Jy het guns gevind in die oë van God. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En jy moet hom die naam Jesus gee. Nee? Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Sy koninkryk sal strek tot in alle ewigheid. Hy sal koning wees tot die einde van die wêreld. Maar Maria sê vir die engel: Hoe is dit dan moontlik? Ek is 'n maagd. Die engel antwoord haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die Allerhoogste sal jou omvou. Daarom sal jy ook die seun van jou, die seun van God genoem word. Elisabeth, jou niggie, sy is ook swanger. Sy het ook 'n seentjie wat nou al 6 maande
in haar is. By God is niks onmoontlik nie. By die aanhoor van hierdie woorde, toe sê Maria, Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur soos wat U gesê het. toe het die engel van haar af weggegaan. Maria het sonder versuim gereed gemaak en hastig na die dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Sagarias huis ingegaan en vir Elisabet gegroet. Net toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabet se moederskoot beweeg. En sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep: Geseend is jy onder vroue, geseend is die vrug in jou moederskoot. Wat het ek gedoen om hierdie besoek van die ma van die Here te verdien? Staat van koning Dawid in die nederige stal. In 'n klip lê daar 'n kindjie, koning van die groot heelal. Jesus Christus is God en Heer, aan die koningskind ons eer. Hy kom woon hier onder mense, hy kom red al van die dood. Al wat in hom glo hom aanneem, die verlos hy uit hul nood. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons eer. Eenmaal sal hy as die regter in sy koningsmajesteit weer verskyn vanuit die hemel in volmaakte heerlikheid. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons eer. Ek wil nou vir julle vertel maatjies van 'n koning, 'n keiser. In daardie tyd
het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. O aarde, maar daar's te veel mense hierso. Wat doen julle almal hier? Waar is u vandaan? Gobabes? Gaan terug Gobabes hier man. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Kan iemand help? My vrou is hoogswanger. Ons kort blyplek, asseblief help ons. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Die heiland is gebore, soos Eeue reeds voorspel. Daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Met blye hemelkore, wil ons ook juig en sing. Ons heiland is gebore, dis hy wat redding bring. Die lig kom na die wêreld in Jesus Christus Heer. Uit liefde vir die mensdom daal hy as diensknegt neer. So lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun. So word hy ons verlosser, ons middelaar en steun. Wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kunskap aan die wat glo in hom. Juist daarom juig ons harte opnuut die Kersfeestyd. Ons heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. Het julle al koud gekry in oop velde? Daar in die vlaktes in wintermaand as dit so koud is. Lukas 2 vers 8 sê vir ons, daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en oor die nag oor hulle skape wag gehou het.
Waar is al die skaapwagtertjies? Waar is al die skaapwagters dat julle kom hier na toe? Waar is al die skaapwagters? Ek kry koud, julle moet kom dat ons hier kan warm kry. Is al die skaapwagters hier of is daar nog 'n paar by hulle skapies? Terwyl hulle so koud gekry het in hierdie oop velde, met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het groot geskrik. Maar toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie. Ek bring vir julle 'n tyding van groot blydskap, né? Daar is vir julle vandag in die stad van Dawid 'n seun gebore, 'n saligmaker, die Christus, die Messias vir wie ons so lank wag. As julle nou na Bethlehem toe gaan, dan sal julle 'n kindjie sien wat in doeke toegedraai is en hy lê in 'n krib. Voordat hulle kon vertrek Bethlehem toe gebeur daar nog iets wonderlik. Is daar nog enige engeltjies? Al die engele kom gou vorentoe. Al die engeltjies. Kom nou om Gabriël toe. Right, staan so, dan kyk julle daai kant. Engeltjies, kan julle onthou wat het die engeltjies gesing daardie tyd daar by die herders? Heilig, heilig, heilig. Kan julle onthou? Kom ons sê dit gou 1 2 3. Heilig, heilig, heilig. Kom ons sê dit baie harder. Heilig, heilig, heilig. Alright, wat ons nou gaan doen, nou sit ons hande, een hand so op na Jesus toe in die hemel, dan sê ons dit weer lekker hard. 1 2 3. Heilig, heilig, heilig. Pragtig. Geef vir hulle hande klap asseblief. Ek bring vir julle die goeie nuus. Eer aan God in die hoogste hemele. Vrede op aarde en die mense welbehae. Hulle het nou geheilig, nou is dit julle beurt. 1 2 3. Heilig, heilig, heilig. Kan ons ons hande opsteek en dit weer doen asseblief? 1 2 3. Heilig, heilig, heilig. Julle is geseënd. Baie dankie. Hoogste hemel.
die wêreld deur. Liefde, vrede, welbehae, daal in Jesus tot ons neer. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Die vreugdelied wat engele sing, het die boodskap oor Jesus aan herders gebring. Die goeie nuus, so lank reeds voorspel, het 'n engel die nag aan die herders vertel. Immanuel, Immanuel, God kom verlos sy Israel. Die lied wat al die engele sing, is die boodskap wat vrede op aarde sal bring. Aan God die Heer, weerklink daar die lied, waar die engele juichen, vol lof aan hom bied. Immanuel, Immanuel, God kom verlos sy Israel. Die goeie nuus wat engele bring, is die boodskap wat herders ook weier laat kring. Met herders wil ook ons nou getuig, en in dankbaarheid voor ons verlosser juig. Immanuel, Immanuel, God kom verlos sy Israel. Nadat al hierdie dinge gebeur het, het hulle opgewonde weggegaan en vir mekaar gesê: Kom, skaapwagtertjies, dan gaan kyk ons waar is die babietjie en dan gaan vertel ons vir die mense daarvan. Kom ons gaan kyk nie. Hulle gaan toe hastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel oor hierdie kindjie wat aan hulle gesê is. Ons moet nou gaan, nee, en dan moet ons vir almal buite gaan vertel van die kindjie Jesus wat gebore is. Kom, dan gaan ons vertel ons vir almal. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor gedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God geloof en geprys het en oor alles wat hulle gesien en gehoor het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Oor Bethlehem het 'n ster verskyn, 'n nuwe ster skimmer in die reën. Oor die wêreld heen breek 'n nuwe dag.
sien, te hoor wat is sy naam. En 'n engelekoor bring aan hom die eer. Immanuel, geboorte van die Heer. Ken jy die lied, ken jy die verhaal? 'n koningskind, nederig gestaan. Uit die Vaderhuis, daal hy tot ons neer. Immanuel, geboorte van die Heer. Van oral heen kom die mense saam, om hom te sien, te hoor wat is sy naam. Oor die wêreld heen breek 'n nuwe dag. Dit het gebeur, daardie Kersfeesnag. Dit het gebeur, daardie Kersfeesnag. Nou daar was herders gewees en daar was engele gewees, maar ek wonder of hier onder ons 'n paar wyse manne is, sterrekykers van die ooste. Is die wyse manne? Nou hierdie wyse manne het gekom en hulle het 'n ster gevolg tot hulle by Jesus uitgekom het, daar waar in die krippie lê. En daar het hulle gaan kyk 'n bietjie daar in die krippie, daar by Maria en Josef. Gaan kyk bietjie hoe lyk baba Jesus. Hulle het die ster gevolg tot by die krib. En daar het hulle vir Jesus geloof en hulle het hom geprys. En hulle het vir hom allerlei geskenke gebring as koning wat gebore is. Daarna het hulle huis toe gegaan en was hulle harte vol van dit wat hulle gesien het. En Maria en Josef kon rustig slaap die aand. Die kindjie baba Jesus is gebore. Yeah.
Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk, loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvors, ons gee ag op die lied van die engele koor. Herders het die eerste gehoor. Juich, die Redder is daar. Juich, die Redder is daar. Stille nacht, heilige nacht, Jesus Heer, voor u mag, voor u rijk moet die duisternis swig, tot in ewigheid bly die lig. Heer gebore vir ons, Heer gebore vir ons. Familie, mag ons ook wees soos die herders, soos die wyse manne wat uitgaan en vertel oor dit wat ons gesien het, dit wat ons gehoor het. Ontvang die seën van die Here ook in hierdie Kersseisoen. Die genade van die Here Jesus Christus wat vir ons mens geword het, onder ons kom woon het, sy lewe vir ons afgelê het en die liefde van God wat sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. En die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat in ons harte bly, wat hierdie Kersverhaal keer op keer vir ons vertel, sal by elkeen van julle wees. Amen.